Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde, vir die goedheid. Dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie vir u goedheid. U is 'n goeie God. U goedheid agtervolg ons al die dae van ons lewe. Ons dankie daarvoor. Vader, ons maak ons harte oop om te hoor wat u vir ons sê, om doeners te wees van u woord. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. God se woord spandeer vanmôre. My titel vanoggend is wat weet jy wat behoort aan jou? Weet jy wat behoort aan jou? En ek lees maar die woord oopmaak by Psalm 103. Psalm 103, waar ons lees van vers 1 af. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Ek wil dit ook in die Engelse Bybel lees, daarso gee op vir ons 'n lekker boek daar uit die King James Bybel. Hy sê die volgende: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all thine iniquities, who heals all thy diseases, who redeems thy life from destruction, who crowns thee with loving kindness and tender mercies, who satisfy your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. So dit is 'n Dawid, een van Dawid se psalms. Ons weet Dawid, as ons hierdie lees, dan dink ons aan Dawid. Ons dink aan die verhouding wat hy met die Here gehad het. Ons dink aan die dinge wat hy gedoen het in sy lewe. Ons sien dat dit wat hy gedoen het, kom vanuit hierdie verhouding, en kom vanuit hierdie woorde. En dit is baie belangrik om te besef, dat as jy nie 'n verhouding het met die Here nie, gaan jy nie vir Goliat doodmaak. As jy nie 'n verhouding met die Here het, en 'n verhouding beteken, ek leer die ander persoon ken. Ek weet hoe die ander persoon dink, en ek ontdek die ander persoon. Nee, dit is waaroor 'n verhouding gaan. As ek tyd spandeer met die Here, beteken ek leer die Here ken. Ek spandeer tyd met die Here, ek leer hom ken. Ek leer agterkom, wat is sy wil? Hoe dink hy? Wat is vir hom belangrik? Amen. Wie is hy? Dis nie moontlik om geloof te hê as jy nie 'n verhouding het, want jy weet nie met wie jy te doen het nie, né? En dan glo jy enigiets. As jy nie 'n verhouding met iemand het nie, dan kan jy enigiets glo oor hulle. Maar as ek 'n verhouding met jou het, en iemand kom na my toe en kom skinder oor jou, dan gaan ek vir hulle sê, maar ek glo nie 'n woord wat jy sê nie, want ek ken daai persoon, en ek weet, dis nie hulle daai nie. Dis nie hulle nie. As iemand na my toe kom sê, oom Henny het iemand se been gaan breek, dan gaan ek sê, nee. Ek ken oom Henny al baie jare, en ek weet, oom Henny gaan nie jou been breek. Amen. Nou as ek die Here ken, en hulle sê, maar die Here die ou se been gebreek, dan gaan ek dieselfde sê, ek ken die Here baie jare. Hy is nie die ou wat jou been gebreek het. Amen. Jy sien, dit is uit 'n verhouding uit, jy dit weet. Ons hemelse Vader voorsien alles wat ons mag nodig hê of begeer in die geestelike realm. Jy het dit reeds. Geloof begin daarby om te weet wat reeds joune is. As jy nie weet wat in jou behoort nie, dan kan jy nie begin met geloof nie. Geloof is om op te tree en te spreek en aksie te gee aan dit wat jy weet reeds aan jou behoort. Daar is sekere dinge wat in die geestelike realm aan jou behoort. Daar's baie dinge wat in die geestelike realm aan jou behoort. Ek wil weer begin deur die voorbeeld te gebruik van wedergeboorte. Want mense verstaan dit beter in terme van wedergeboorte. Maar die oomblik as dit kom by die volgende stappe, dan verloor hulle dit, en ek wil dit deurtrek. So kom ons begin by wedergeboorte. Wie van julle ken Johannes 3 vers 16? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis amazing. Gaan elke mens hemel toe? Maar ons het nou net gelees, dat so lief het God wie gehad? Die Christene. Nee, die wêreld. Nou hoe kan dit wees, dat God iemand lief het, en sy enigste seun vir daai persoon gee, en die ou vergewe, maar die ou gaan nog steeds hel toe? Die rede daarvoor is, die Here is 'n perfect gentleman. Hy gaan jou nie dwing om enigiets te doen nie. Hy bied dit vir jou aan, en jy moet dit vat. As jy dit nie wil hê nie, as jy dit wegstoot, gaan hy dit nie in jou keelgat afdruk nie, om dit nou so te stel. Amen.
kyk 'n bietjie na 1 Timoteus 2. 1 Timoteus hoofstuk 2 van vers 1-4. Hy sê die volgende: In die eerste plek vermaan ek dan dat smekende, dat die woord smekende in die Afrikaanse taal beteken petisies. Dit beteken nie gekerm nie. Die Here hou net so min van 'n gekerm soos ek en jy. Dit beteken 'n amptelike versoek. Gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense. Vir konings en almal wat hoog geplaas is. Belangrik dat ons bid vir ons regering, né? Hoekom? Hoekom moet ons bid vir ons regering? Wat kan gebeur as die Christene begin bid vir hulle regering in plaas van om te kla oor hulle regering? Die volgende: sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Dis moontlik. Hou net op kla en begin bid, né? Want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser. Dis wat hy wil hê. Amen. Hy wil hê ons moet die gesag wat hy in ons gesetel het, beoefen om te bid vir die wat in gesag is, sodat ons lewens in voorspoed en in vrede kan wees. Want dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser. Jy kan ook sê vir God ons redder. Hierso kom hy nou as ons redder. Die wat ons red uit gevaar, red uit moeilikheid, red uit probleme. Hy is ons redder. Die woord verlosser se klem is nie op waarin jy ingaan nie, maar waarop jy uitkom, waaruit jy uitgaan. Amen. Ons verlos iemand nie in iets in nie, maar uit iets uit. Wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Nou daar staan dit. Hier is dit duidelik God se wil dat alle mense gered moet word. Het ek nou skrif daarvoor? Amen. Word alle mense gered? Nee, maar dit is tog God se wil. So ons sien duidelik hier dat alhoewel dit God se wil is dat alle mense gered word, moet die mens dit vat. Jy moet dit aanvaar. En hoe aanvaar jy wedergeboorte? Deur geloof. Dis onmoontlik om wedergebore te word sonder geloof. Jy moet met die hand van geloof dit vat. Jy moet Johannes 3 vers 16 glo. Iemand kom na jou en sê vir jou, want so lief het God die wêreld gehad, en jy is deel van daai wêreld, dat elke wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Okay, nou kom dit voor jou. Die Here nooi jou uit. Hy sê vir jou, ek het my bloed gestort vir jou. Ek het dit vir jou gedoen. Nou wag ons vir jou respons. Nou gaan jy of sê ek verwerp dit, ek stel dit uit, of ek vat dit. So eenvoudig is dit, né? Dis hoe wedergeboorte werk. Nou, wedergeboorte is 'n voorsiening wat gemaak is in die geestelike riem vir elke mens wat leef. Nou, maar die mens wat ontvang, moet jy dit deur geloof ontvang. Presies dieselfde is dan van toepassing op genesing vir jou fisiese liggaam. Ons het dit nou net gesien, vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou sondes vergewe, in die volgende asem, wat al jou siektes genees. Jy ontvang genesing, net mooi presies dieselfde as wat jy wedergeboorte ontvang, deur geloof. Jy moet 'n wete hê. Die eerste ding is, jy moet 'n wete hê. Toe ek wedergebore is, het ek 'n wete gehad, dat dit God se wil is, dat ek wedergebore moet wees. Jy kan nie twyfel, dat dit moontlik nie God se wil is, dat jy wedergebore word, en dan wedergebore word. Is jy met my? Amen? Jy kan nie genesing ontvang, as jy twyfel, dat dit moontlik nie God se wil is, dat jy genees word. Amen. So seker as wat jy is, oor die wedergeboorte, so seker moet jy wees oor genesing. Dis hoe ons dit ontvang. Nou waar is die grond, die fondasie van wedergeboorte? Die woord. Johannes 3 vers 16. Dis die woord, né? Want so lief het God die wêreld gehad. Dis jou fondasie. Jy glo die liefde. Jy glo daai liefde vir jou. Nou daai liefde vir jou behels nie net vergifnis van sondes nie. Dit behels genesing van jou liggaam. Genesing van jou liggaam behoort 100% aan jou. Dis nie iets wat jy moet koop nie, dis nie iets wat jy hoef op te werk nie, dis iets wat 100% gekoop is deur die bloed van Jesus, net soos vergifnis van sonde. En dit behoort 100% aan jou, maar dis in die geestelike riem. Jy moet dit vat. Jy moet leer hoe geloof werk, en soos daai geloof werk, moet ek geloof in aksie sit. Amen. Dis wat ons dan vandag gaan kyk. Wat het Jesus baie keer vir siek mense gesê op die aarde as hy met hulle bedien het? Wat is 'n algemene frase wat ons gehoor het? Laat dit met jou wees volgens jou geloof. Amen. So geloof is 'n sleutel. Geloof is krities belangrik. Jy kan nie ontvang daarsonder nie.
Geloof is nie 'n karaktertrek nie. Geloof is iets wat jy eenvoudig het of nie het nie. Elke kind van die Here kry dieselfde maat van geloof wanneer hy wedergebore word, maar geloof is 'n krag van God wat ontstaan uit die reaksie wanneer die woord met die gees kontak maak. Amen. Die woord moet in die hart inkom, dan kom geloof. Geloof is onmoontlik as die woord in jou kop is en nie in jou hart nie. Geloof is onmoontlik as dit nie die woord is nie. Dis die woord wat geloof bring. Die basis van geloof is die woord. Dis die resultaat van die reaksie tussen jou gees en die woord van God. So as ek geloof wil bou, wat moet ek doen? Ek moet die woord in my hart inkry. Dis werk. Dis my werk. My werk is my woord te vat en in my hart in te kry. Nou, kyk na Romeine 10. Romeine 10 verduidelik dit so mooi. Eerste vers 17, Romeine 10:17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Ek kan nie geloof hê sonder die woord, en ek moet die woord hoor. Ek moet dit hoor. Ek kan amper sê met verligte ore. Amen. Nou, wie glo jy die meeste in jou lewe? Jy glo jouself. Amen. Die beste mond om hierdie woord vir jou te gee is jou eie mond. Wanneer jy hierdie woord in jou mond sit, nou vers 8 van Romeine 10, sê die volgende, maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Ons het van tevore in die vorige paar weke gesien, Hebreërs 11:6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Amen. Ons het ook gesê, dat die definisie van geloof wat ons gesien het in Romeine 4, is, vers 17, is God roep die dinge, wat nie bestaan nie, as wat bestaan. Nou goed, daar staan nie geskryf, dat hy roep dinge wat bestaan, as wat nie bestaan nie. En baie mense maak daai fout, dat het trek hier weg, hulle hoor so 'n halfte van die boodskap, of hulle dink hulle het iets gehoor, en hulle begin links en regs dinge roep wat bestaan of dit nie bestaan nie, en hulle mis die bal. Want die woord sê nie dit nie. Die woord sê met die dinge wat nie bestaan, roep asof dit bestaan. Amen. Nou kom ons verduidelik dit. Sê nou, jy steek 'n kop by die agter die ry en jy het 'n hond. En die hond se naam is Phyllis. Okay? Maar Phyllis is nie nou op die oomblik enigstens sigbaar nie. En jy sê, Phyllis, wat gebeur? So 'n paar minute later kom Phyllis om die hoek gehardloop. Kom ons kyk baie mooi. Moet nou nie dink dit is sommer net 'n ligsinnige voorbeeld nie. Jy moet dit nou gaan bestudeer. Ons moet dit nou baie intensief bestudeer. Die eerste plek, hoekom het jy die vrymoedigheid gehad om Phyllis te roep? As jy getwyfel het of Phyllis bestaan, of jy het getwyfel of Phyllis joune is, amen, en of dan sou jy nie sy naam geroep het nie, is dit nie waar? So jy het dit geroep met 'n wete, ek het 'n hond, hy bestaan, dis my hond, al kan ek hom nie sien. So wat die oë aanbetref en die ore bestaan Phyllis nie. Nee, hy is in 'n ander realm. Sy realm is die agterkant van die huis. Nou, maar ek weet, ek het geloof hy is daar. Ek gee hom al jarelang kos, hy kom altyd 'n krap sy maagie vir hom. Ek weet hy is daar. So ek roep hom. Afhangende hoe ver hy is, kan dit korter of langer vat voor hy kom, maar hy sal kom. So dis hoe geloof werk. Geloof weet jy. Jy weet. Die woord van God is jou basis. Deur sy wonde is ek genees. God het hom wat geen sonde geken het nie. 1 Petrus 2 vers 24. Ekskuus. Ek mix nou 24, maar daar staan, kom ons lees dit. 1 Petrus 2 24. Die King James sê hom so mooi, die Engels sê hom so mooi, sê, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness, by whose stripes you are healed. Okay? So dit is 'n feit. Dit is 'n fondasie, dit is 'n woord. Dit is 'n woord wat sê dat hy het in sy eie liggaam, baie persoonlik, jou siektes, jou sonde en jou siekte gedra. Deur sy wonde is jy genees. Nie gaan, kan of mag nie, is jy genees. So dit is 100, net so goed soos wat sonde 100% betaal. Daar is nie iets soos 'n sonde wat nie vergewe kan word nie. Amen. Elke sonde kan vergewe word.
en is vergewe deur die bloed van Jesus. So is daar nie iets soos 'n siekte wat nie genees kan. Elke siekte is betaal aan daai kruis. Elke siekte. In die geestelike realm behoort genesing aan jou. Al kan jy dit nie nou sien nie, al lyk jou liggaam hoe siek. Wat is ons deel? Ons deel is ons moet antwoord en roep. Ons moet ons mond oopmaak. Ons moet genesing roep. Ons ontken nie siekte nie. Ons roep genesing. Jy gaan nie rond en sê ek is nie siek nie, ek is nie siek nie, ek is nie siek nie, want jy is siek. Enigeen kan sien jy is siek. Okay? Ons gaan rond en sê ek mag siek wees, maar genesing behoort aan my. Deur sy wonde is ek genees. Genesing kom. Amen. Dis gekoop, dis betaal, dit behoort aan my. Ek is die geneesde en die geseënde van die Vader. Spreuke 4 vers 20 tot 23. My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Woorde is kragtig. Woorde is belangrik. Die koninkryk van God is binne in jou. En die koninkryk van God word beïnvloed, die krag van daai koninkryk deur woorde. Woorde ontstaan by gedagtes, dis hoekom gedagtes ook belangrik is, maar woorde is waar die dinge gebeur. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle my woorde nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle my woorde binne in jou hart. Want hulle my woorde is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing, die Hebreëus sê medisyne vir hulle hele liggaam. Hierdie woord van God het die aarde gemaak en alles wat ons kan sien. As jy kyk na die natuur rondom jou, wat sien jy? Jy sien blommetjies, jy sien bome, gras, vrugte, kleure. Partykeer verstom jy jou aan die verskeidenheid wat jy sien. En alles wat jy sien met jou fisiese oë gaan terug na een ding toe. Dis 'n frekwensie. 'n Frekwensie. 'n Frekwensie is waar uit klank bestaan en lig. Klank is 'n frekwensie. Lig is 'n frekwensie. God het gesê, lig wees en lig was. Amen. So inherent kan alle dinge verander word deur woorde. As dit God se woord is. As dit met God se krag is, né? Dink 'n bietjie daaroor. Alles wat jy sien, het 'n kleur, het 'n klank, het 'n vorm. As ek die frekwensie verander, dan kan ek jou oë verander van blou na bruin. Dit is 'n ander frekwensie. Amen. Kan enigiets verander as ek die frekwensie verander. As ek die radio se frekwensie verander ek die stasie. So frekwensie is die klanke wat jy hoor. Dis net golflengtes. Kom uit God uit. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge of die kragte van die lewe. Nou Spreuke 18 vers 20 sê, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Nou die woord daar maag of belly, as jy in die oorspronklike kyk, beteken jou innerlike wese. So jy kan ook sê jou gees. Jou gees, mens, jou innerlike wese, word versadig deur die woorde wat jy sê. As ek aan mekaar iets sê, oor en oor en oor, gaan my gees versadig word in wat ek sê. So ek moet baie mooi luister na myself. Ek kan dalk oor en oor sê, net die nodigste vir my, net die nodigste, nooit te veel nie, nooit te veel nie, net die nodigste. En naderhand word my gees versadig met daai boodskap. Ek moet nooit oorvloed hê nie, ek moet net die nodigste hê. Nou dan het jy 'n probleem, jy gaan nooit oorvloed hê nie, want jy het jou gees, jy het jou eie gees versadig met die boodskap, net die nodigste. Amen. En jy sal net die nodigste hê, wat wonderlik is, want dit is nie God se hart. God was nog nooit 'n God van net die nodigste nie. Amen. Hy is die God van Dawid. Is Dawid 'n ou van net die nodigste? Was Salomo 'n ou van net die nodigste? Vertel 'n bietjie vir my. Wie van julle het julle Bybels al gelees? Kyk, as ou Dawid 'n ding gedoen het, as hy geoffer het, dan die treasurer het na sy asem gesnak. Hy het gesê jy gaan die staat bankrot maak. Hy het geen respek vir 'n budget gehad, Dawid. Seker was Salomo dit geleer het. As hy vir die Here gegee het, dan was geen. Hy het oorvloed, hy het die God van oorvloed. Amen. Nou as jy agterkom, ek het my gees vir jare lank geprogrammeer en versadig met hierdie boodskap. Wat is nou die oplossing? Jy kan jou gees herprogrammeer. Amen. Jy kan jou denke vernuwe. Hy sê nee. In die geestelike realm het hy voorsien in al my behoeftes na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Dit klink nie arm vir my. Amen. En hy sê my beker, wat sê Psalm 23,
my beker is chockvol tot bo. O, daar vang jy my uit. Ek het gedog hy sê chockvol tot bo. Hy sê nie die beker is chockvol tot bo nie. Hy sê die beker loop oor. Dis die God wat ons sien. Nou sien, nou moet jy hierdie woorde vat, hier's baie van hulle. En jy moet dit nou herprogrammeer in jou gees. Jy moet hierdie woord in jou gees insit. Moenie in jou kop probeer uitwerk nie. Daar's 'n paar foute wat jy nie moet maak met geloof nie. Jy moet nooit geloof probeer uitwerk met jou kop nie. Jou kop is nie gemaak daarvoor nie, jy sal jou kop breek. Moenie jou kop breek. Gebruik jou kop vir die nodigste, né? Maar moenie probeer uitwerk hoe die Here dit gaan doen nie. Die Here sal dit eerlik kry, moenie worry. Amen. Die vyand het die arena van die denke sy slagveld gemaak. Soos jy dink, is hoe jy praat en glo. As ek wil verander hoe ek praat en glo, as ek verander wat in my gees aangaan, moet ek my denke vernuwe. Dis wat hy vir Romeine 12:2 vir ons sê. Nou baie mooi versie wat ons al baie keer gelees het, ek gaan hom weer vir ons lees vanoggend, is 2 Timoteus 1:7. 2 Timoteus 1:7, ek gaan hom lees uit die Amplified, want hy gee ons 'n bietjie weier daar. Luister hier. For God did not give us a spirit of timidity, of cowardice, of craven and cringing and fawning fear. But He has given us a spirit. He has given us a spirit of power, of love, and of a calm and well-balanced mind. A mind of discipline and self-control. Dit is, hoe meer jy kan werk aan jou denke, hoe meer bruikbaar word jy vir die Here in sy koninkryk. Want in die wêreld gaan ons oppositie hê. Wie het dit gesê? Jesus. Ons gaan oppositie hê. Maar die feit dat dit oppositie is goeie nuus. Klaar. Want oppositie beteken dis nie friendly fire nie. Dis oppositie. Die oppositie is nie agter jou, die oppositie is voor jou. Wie's agter jou? Goliat was die oppositie. Okay? Wie was agter Dawid? Die Here. Waar sal jy graag wil wees? Op Goliat se skoene of op Dawid se skoene? Dan mag oppositie kom, maar as jy kan leer om jou denke te beheer en om die woord eerste te stel en om geloof te bou, dan gee ek nie om wat so oppositie kom nie, jy kan dit oorkom. En hoe groter die oppositie is wat jy kan wen, wat jy kan oorkom, hoe meer bruikbaar word jy in die koninkryk van God. As jy net begin iets doen in die koninkryk, en die duiwel sê net vir jou, wah, en jy val om en maak of jy dood is, wat kan ons met jou doen? Hy maak net of hy iets gaan doen teen jou, en sê klaar. Wow, spiritual warfare. Maar as jy weet wie jy is, as jy weet wat aan jou behoort, as jy weier om in jou gedagtes toegang te gee. Want die duiwel kom altyd met dieselfde strategie, hy kom met bekommernis, hy kom met vrees, hy kom met gedagtes. As jy daai gedagtes kan vasvat met die woord van God, dan raak jy bruikbaar. Jy raak 'n instrument wat God kan gebruik. Jy raak nou 'n goue instrument in plaas van 'n kleipotjie. Amen. Hoekom? Jou denke is reg. Jy kan oppositie teestaan, jy kan oppositie oorkom. Die Here kan jou actually gebruik in 'n arena waar daar oppositie is. En jy kan die oppositie vir die Here verslaan. Amen. Dit help nie jy's daar by die slagveld, hier kom Goliat uit en jy hardloop. Jy is te groot. Dis nou tyd om op te staan. Dis nou tyd om te praat, om te doen wat jy geleer het om te doen. Geloof kom uit jou gees uit, nie uit jou denke nie, of uit jou siel nie. En ons sien dit duidelik in Hebreërs 4:12, waar hy sê dat die woord van God is lewend, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit skei tussen siel en gees, gedagtes en gees. 2 Korintiërs 4:13. Ek gaan eers net na Romeine 4 toe. Ek net eers daar lees. Romeine 4:7. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. As hy sê dit bestaan nie, dan beteken dit in hierdie realm. Jy kyk na hierdie fisiese realm waar ons nou bly, waar ons nou leef, en genesing bestaan nie, want daar is siekte. Maar ons weet genesing is daar, maar dit is in die geestelike realm, dis in 'n ander realm. So ek roep dit van een realm na die ander realm toe. Ek roep dit. Ek roep die dinge wat nie bestaan nie, as dit bestaan. En hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder om dinge te roep wat nie bestaan nie, as dit bestaan, is dit onmoontlik om God te behaag. As jy God wil behaag, as jy 'n Christelike lewe wil lewe, dan moet jy begin om elke dag met dinge te praat, en om elke dag dinge te roep wat nie bestaan nie, as dit bestaan. Dit behaag God. Goed, nou gaan ons na 2 Korintiërs 4, vers 13. En daar so sê, omdat ons dieselfde gees van die geloof het,
Soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook. Daai woord kan ook vertaal word met roep. Kom ons lees hom so. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek geroep. Glo ons ook, daarom roep ons ook. Amen. Die gees van geloof roep. Die gees van geloof roep. Wat roep dit? Dit roep die wil van God. Nou Efesiërs 5 vers 17 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie vir my sê, ons weet nie wat die wil van die Here is nie, dan is jy onverstandig. Amen. Mense wat sê ons weet nie wat die wil van die Here is nie, is, volgens hierdie woord, Efesiërs 5 vers 17, onverstandige mense. Moenie jy onverstandig wees nie. Jy moet verstaan wat die wil van die Here is. Is sy wil genesing? Yes. Sy woord is sy wil. As sy woord nie sy wil was nie, dan was hy 'n leienaar. Hy is nie 'n leienaar nie. Sy woord is sy wil. En sy woord sê, deur sy wonde is ek genees. Amen. So genesing behoort aan my. Net soveel soos wedergeboorte. So nou roep ek genesing, ek roep dit. Markus 11. Ons gaan na Markus 11 toe. En ek wil net so baie aandagtig kyk, dis die storie van die vyeboom, presies wat hier gebeur het en wat Jesus gedoen het, sodat ons dit kan leer en toepas. Vers 20 sê, en toe hulle vroeg die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. Kom ons gaan 'n bietjie terug. Vers 12. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, die woord spreek, daar is apokrinomai, is die Griekse woord, om te antwoord. So die boom het eers iets gesê, nee, Jesus antwoord hom, en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie, en sy disippels het dit gehoor. Nou, vers 20, toe hulle vroeg die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af, en Petrus het onthou vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, of die oorspronklike sê, julle moet die geloof van God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo, dat wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang, en julle sal dit kry. Jy moet eers glo jy ontvang dit, dan sal jy dit kry. Jy gaan dit nie kry, as jy nie glo jy ontvang dit nie. In die geestelike realm, né? Jy het ontvang, dan sal jy dit kry. En dan praat hy van vergifnis. Nou goed, hier gee Jesus vir ons 'n voorbeeld. So, as ons in geloof wil lewe, as ons wil sê ons is manne en vroue van geloof, wat God behaag, dan moet ons leer om te doen wat Jesus hier gedoen het. Ons moet leer, ons moet oefen om elke ding en elke omstandigheid te antwoord. Dis punt nommer 1. Elke ding en elke omstandigheid. As 'n omstandigheid nie in lyn is met God se wil nie, moet hy geantwoord word. As 'n omstandigheid opduik wat die seën van die Here uit jou lewe uit wil vat, is dit sy wil? Nee, want ons weet, ons is die geseëndes. Amen. Nee, die seën van Abraham behoort aan ons. Dit sê Galasiërs 3 vir ons baie duidelik. Galasiërs 3 vers 13 en 14 sê dat die seën van Abraham is ons erfporsie, né? So nou kom daar omstandighede in die land, of omstandighede in jou dorp, omstandighede in jou lewe, omstandighede in jou familie, en daai omstandighede wil die seën van die Here verhinder. Wat is jou deel? Praat daarmee. Antwoord dit. Antwoord dit. As jy dit nie antwoord nie, gee jy vir die Here niks om mee te werk nie. Dis nie die wil van die Here nie. Dis nie die Here wat dit gedoen het nie. Dit is teen sy wil. Jy weet wat sy wil is. Sy wil is oorvloed, sy wil is seën. Nou kom daar omstandighede wat daai seën wil steel, en jou funksie is antwoord. Antwoord altyd. Antwoord die omstandighede. Net so wat die vyeboom geantwoord is, moet jy die omstandighede antwoord. As die omstandighede jou finansies wil tap, antwoord dit. Antwoord dit. As die omstandighede jou familie uitmekaar wil skeer, antwoord dit. Dis nie die Here se wil nie, antwoord dit. Jou werk is die woorde. God se werk is om die krag vry te stel. Antwoord, en nou, wat is die volgende ding? Ons sien eerstens
dat Petrus moes Jesus roep om te kom kyk na die vyeboom. Wat het Jesus gedoen toe hy met die vyeboom gepraat het? Hy het 9 woorde gesê, ek dink is 9 woorde, né? Hang of jy Afrikaans of Engels kry, ons kan dit gaan tel. Maar een sinnetjie. Hy het gesê, niemand eet vrugte van jou tot in ewigheid nie. Punt. Nou, daai vyeboom is 'n voorbeeld van, sê net maar 'n siekte. Hier kry jy 'n diagnose, die dokter sê, dit lyk nie goed nie, scan is nie goed nie, dit is nie goed nie, né? Nou gaan jy die woord doen, wat jy praat met die siekte, né? Nou, wat is die fout wat jy nie moet maak nie? Wat is die fout wat die eerste Christene maak, wat Jesus nie gemaak het? Jesus het nie gepraat met die vyeboom, en toe 'n bietjie daar gaan kyk, net so 'n bietjie geloer. Die vyeboom, so 'n keer om die vyeboom geloop, en toe, wat het hy gedoen? Hy het voortgegaan op sy pad. Hy het aangegaan met sy lewe. So die oomblik as jy begin kyk, dan begin jou geloof wankel. Want nou vertrou jy op jou oë, en jou sintuie kan sien. Jesus het gepraat met daai vyeboom, en die volgende dag moes Petrus hom roep, om te kom kyk. Nou die meeste Christene sou onmiddellik gekyk het, die volgende dag. Is dit nie dalk nou iets wat dalk is daar so 'n effense vergeling van een blaartjie, dis net of dit kan gaan nie. Nee, moenie jou oë op die situasie of die probleem hou nie. Dit is waar die dissipline in jou denke inkom. Dis waar die dissipline inkom. Ek het 'n getuienis gehoor van 'n ou, hy het in die middel van die nag die lig afgeskakel, en toe stap hy oor die vertrek, en toe skop hy per ongeluk die een ottoman stoel raak, wat hy nie geweet het daar staan nie, en hy hoor klap geluid, en hy breek sy toon. En dit is nogal seer. In elk geval, en hy was 'n man van geloof, en hy staan op die woord, en hy ontvang sy genesing, hy spreek genesing, en hy gaan slaap. En toe hy die volgende oggend wakker word, toe hy sy oë oopmaak, is die duiwel se gesig teen sy gesig. Hy sê vir hom, jy gaan nie gesond word nie. Kyk na jou toon, die toon is potblou, potblou, potblou. En hy sit so reg op, en hy weier om sy toon te kyk. En die duiwel aan sê, jou toon is pers, hy is swart, jou toon is swart. En hy sê vir die duiwel, ek het baie vriende wat sy toon swart is, en maak geen verskil. En hy trek sy sokkies aan, sonder om te kyk vir sy toon. En hy het besigheid om te gaan doen, en ek dink hy moes by 'n lughawe of ding aangaan, met 'n vliegtuig gaan kyk, en hy kom aan die kantoor aan, en kom ingestap, en die vrou begin praat, en hy sê vir haar, hy by een of ander manier begin hy getuienis gee, en hy sê, jy weet 2 uur vanoggend, het ek stoel raak geskop, my toon gebreek. En sy sê, dit moet seker seer wees. En die volgende sin ek sê, maar Jesus het deur sy wonde betaal vir my liggaam. En hy was so halfpad toe sy uit die kantoor toe geroep, sê die mense, en sê, wil nie verder oor wat nou is. Hierdie ou is hy is 'n bietjie wild hierdie man. En maar hy staan, en toe sê hy vir my, moet daar ver gaan kyk, die vliegtuig staan op die teerblad, hy het 'n eind gestap, toe hy daar kom, toe voel hy, dis hy toon reg, 100% genees. Sê nou was 'n tyd wat verloop het, maar die eerste aanslag was kyk. Die duiwel wil hê jy moet kyk, voel. Jy het nou gebid en dit voel nog seer. Dis in geloof kyk nie hoe dit lyk nie, geloof voel nie hoe dit voel nie. Amen. Geloof gee nie spasie in die denke vir die probleem nie. Abraham het nie spasie gegee in sy denke om te dink oor sy liggaam wat 100 jaar oud is. Dan sou hy nooit 'n kind gehad het op 100 nie. Amen. Die Bybel sê, he considered not. Hy het nie gelet op sy eie liggaam. So daar kom 'n tyd waar jy moet kyk waarna let jy. Psalm 103 ons. Kom ons sluit af met dit waarmee ons begin het. Psalm 103. Kom ons lees hom weer. Kyk mooi na daai woorde. Jy moet hierdie woorde elke dag lees en mediteer. Loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou sondes vergewe, wat al jou siektes genees. Hy praat met homself. Wat jou lewe verlos van verwoesting. Wat jou kroon met goedheid en barmhartigheid. Wat jou mond versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n aar. Waarmee versadig die Here ons mond? Met die woord. Hy versadig jou mond met die woord. Hy gee vir jou die regte woorde om te spreek in 'n situasie. Moenie net enige woord gryp en wegtrek nie. Wag, luister. Sê Here, maak 'n woord wakker vir my oor hierdie probleem wat in my gesig staar. En dan in jou gees gaan daai woord wat jy bestudeer het opkom. Jy gaan 'n woord kry van daai woord. Dis die regte woord, dis die spesifieke woord. Dis die woord wat die Here wil hê jy in hierdie situasie moet gebruik. Hy versadig jou mond met 'n goeie woord. Hy versadig jou mond met 'n goeie woord, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n aar. Halleluja. Jy kan God se woord in jou mond insit. Kom ons begin hierdie ding.
Net hierdie eenvoudige beginsel wat ons vandag moet kry. Soos as deur ons week gaan hierdie week. Soek goeters om mee te praat. Praat daarmee en gaan aan met jou lewe. Moenie mediteer op die probleem nie, mediteer op die woord. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie kosbare woorde. Ons dankie dat U vir ons iets prakties gee om te doen, sodat ons U hand kragtiglik kan sien beweeg in ons lewens. Vader, ek bid dat hierdie woord wakker gemaak sal word in elkeen van ons se gees, ons innerlike mens. En dat hierdie woord, dat elkeen van ons 'n doener gaan wees van die woord. Dat daar geen probleem sal wees in ons lewens, waar daar nie meer gepraat word. Dat daar geen aanslag op ons liggaam sal wees, waar daar nie meer gepraat word. Dat daar geen aanslag op ons finansies sal wees, waar daar nie meer gepraat word nie. Geef vir ons die woorde, sodat ons doeners kan wees, en sodat ons U kan behaag, sodat ons die dinge wat nie bestaan nie, kan roep, asof dit bestaan. Ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja.